Baie welkom by Siam Collective In Focus podcast. In Focus is 'n aanlyn geselsprogram waar Christelike leerstellings, oorleweringe en tradisies geweeg word teenoor die woord van God. Die dag van die Here bring 'n openbaringsboodskap wat die identiteit van Jesus Christus aan ons bekend maak, met 'n nuwe insig oor wie ons is as nuwe skepsels. Kom luister gerus na die goeie nuus van Christus in ons, die hoop tot God se heerlikheid. Goeienaand dames en here, baie welkom by ons Dinsdagaand geselsprogram In Focus. Hier trek ons bietjie die skale reg. En hoekom trek ons die skale reg? Ek dink is belangrik om te verstaan God se heerlikheid in die Ou Testament beteken gewig. En ons moet die regte gewig hier op aarde van God verstaan, die waarheid ken vir wat dit is, sodat ons die regte gewig as kerk weer in die aarde kan wees. Hierdie week, toe hoor ek 'n interessante storie van Galileo. Hy het nie die teleskoop invent nie, maar hy het hom verbeter en hy kon toe nou sekere observasies maak. Die kerk in daardie stadium het geglo dat die aarde was die sentrale punt waarom alles gedraai het. En hy kom toe agter met sy studies dat dit is nie so nie. Die son is die sentrale punt en die aarde wentel om die son. Die kerk in daardie stadium het geglo dat hy is heeltemal verkeerd en hulle het hom uitgewys as 'n ketter. Hy moes sy hele stelling terugtrek en hulle het hom vir sy res van sy lewe in huisarrest geplaas. En dit is toe vir my interessant toe ek nou hierdie storie hoor en die titel waarmee ons werk, ons deel 1 was gewees, kerk, 'n Christus kerk en kultus, en vanaand is ons titel Christus kerk en die waarheid. Maar baie keer het waarheid te koste aan. Baie keer het waarheid word dit uitgewys as iets wat teen ons werk. Maar as ons regtig God wil vind, is waarheid fundamenteel en belangrik tot ons as kerk. En ek dink hierdie storie is so mooi, want so lank het die kerk gedink, God se werk revolve om ons. Maar eintlik moet die kerk se werk revolve om God, om die son, en dit waarmee hy besig is. En daarom het ek my 2 gaste hierso vanaand, Zandra Strydom, visieleier van Siam Collective, baie welkom hierso. Ja. En Niels Labeskagni, is lekker om jou hierso te hê. En ek dink waarheid is so 'n groot gesprek en ons gaan dit vanaand bietjie op die tafel sit en ons gaan om die skale reg te sit, gaan ons waarheid daar sit. En wat beteken waarheid vir God? En ek dink dit is belangrik, Psalm 36 sê dit so mooi, ons moet lig kan sien in God se lig. Ja. En dit is mooi vir my in die storie van Galileo, wat hy gesien het, die son is eintlik die sentrale punt waarom ons sonnestelsel draai. Ja. En ons moet in daai lig alles kan sien. En in die week het ons 'n lekker gesprek gehad en toe sê hy vir my, baie keer is daar mense wat praat teen dinge, en dan is daar mense wat praat vir dinge. Ja. En ek dink vanaand is belangrik as ons met ons gaste ook hier sê om onsself reg in te stel, is om te sê, ons gaan vanaand vir iets praat en nie teen iets praat. Ek dink deel 1 het ons gepraat, Christus kerk en kultus, maar vanaand wil ons vir iets praat, Christus kerk en die waarheid. Ja. Sodat ons dit op die tafel kan sit. Sandra, en ek dink, waarheid is een van daai dinge wat, daar's altyd 'n koste aan. Ons het nou so lekker gepraat voor die tyd oor die effek van waarheid en wat dit al gehad. Ons kan sien met Galileo, vir sy res van sy lewe, as gevolg van daai stelling wat hy gemaak het, in huisarrest geplaas, en hy kon nooit weer daar uitkom nie. Ons soeke na waarheid het nog geen aardse reputasie gevind nie. Ja. En hoekom is waarheid so 'n moeilike ding vir ons om mee te deel? Weet jy, terwyl jy nou so oopmaak, is ek sommer so in my gees weggevoer. Ek dink is maar omdat ons nou ook op die TV The Chosen hierdie hele reeks kan kyk. Ja. Wat nou 'n bietjie, ek dink op 'n bietjie meer van 'n theater manier, eintlik 'n bietjie kleur bring. Movie manier. Ja, 'n movie manier, bietjie kleur bring. Wat weer 'n klomp goed aanwakker, maar is ek sommer in my gees weggevoer daarna die gesprek wat Jesus het met die Samaritaanse vroutjie, daar in Johannes 4, waar hy vir haar sê, mevrou, God wil aanbid word, in gees en in waarheid. Ja. Nou net daai stelling sê alreeds vir ons hoe belangrik is waarheid. En dan sê dit, hy stop nie daar nie, hy sê, want God hou van sulke mense wat hom so aanbid. God wil ware aanbidders hê, wat hom aanbid in gees en in waarheid.
En dis hoekom Jesus gekom het. Jesus het 'n werk moontlik gemaak, dat ons as kerk weergebore kan word. Die heel eerste aksie, so Jesus Christus word 'n weg en 'n waarheid en 'n lewe na God toe, en ook na die hemelse dimensie toe. En onmiddellik, want God het die voorhangsel geskeur, is Jesus Christus ook weer vir God 'n weg en 'n waarheid en 'n lewe, om deur sy gees in ons te kom woon. So, hier is ons hierdie tempel van God. God kom trek in deur die kruis, want die kruis het ons uit sonde uitgehaal en in geregtigheid geplaas, nee, 2 Korintiërs 5 vers 21, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God deur hom. So God haal ons uit sonde uit, maak ons sy geregtigheid. God kom woon binne ons deur middel van sy gees. So God se gees trek binne in hierdie tempel in. Nou het God, volgens daai stelling van Jesus in Johannes 4 vers 23 en 24, nodig dat ons moet opgroei in waarheid, dan met 'n honger en 'n soeke en 'n dors na waarheid in ons begin ontstaan, sodat die gees ons na waarheid toe kan lei, want God wil aanbid word in gees en in waarheid. So waarheid gee die gees van God 'n platform om vir God iets te kan doen, en die gees van God wil die kerk oprig in waarheid. Ek dink aan Jesus in Johannes 17, wat sê, Vader, die hoëpriester gebed van hom, waar hy sê, Vader, ek gaan wy myself nou, terwille van hulle. So Jesus het 'n werk gedoen aan die kruis, waar hy as offer ons sou wy, sê die skrif in Johannes 17, aan die waarheid. U woord is die waarheid, maar dis baie duidelik, dat, en dan sê Jesus so mooi, hy sê, dieselfde heerlikheid wat hy my gegee het, gee ek ook nou vir hulle, sodat ons een kan wees. So jy kan hoor hierdie goed, daar was 'n offer, om ons te wy aan die waarheid, en God se gees, sodat God sy heerlikheid aan ons kan toevertrou, want as ons as kerk, met God se heerlikheid kan werk, dan word ons weer een. En ek dink dis die doel van die titel vanaand, nê? Christus en die kerk. Maar om Christus en die kerk een te maak, om hierdie koms van Christus, wat Jesus kom moontlik maak het, deur sy dood en opstanding, en uit dit uit, 'n kerk met een heerlikheid. Om Christus en die kerk een te maak, moet ons kan opgroei in waarheid. Is waarheid fundamenteel? Anders word die gees se werk geïnterpreteer op baie verskillende denominasie maniere, en ons word net nooit een. Jy verstaan, so waarheid is fundamenteel vir ons as gelowiges, om uiteindelik in geloof te kan funksioneer. Anders is ons geloof meer in denominasie, as wat ons geloof in God is. Ek hoor. Jy verstaan, Ek verstaan. As ek jy kan inbring, hoe belangrik is geestelike volwassenheid vir waarheid? Geweldig belangrik. Ons moet kan opgroei. Jy weet, terwyl André nou praat en hy skryf aan in Johannes 17, dan sê Jesus, u woord is die waarheid. Jesus sê ook, dat ons die woord van God kragteloos maak, deur oorleweringe en tradisies. So as ons nie kan opgroei na volwassenheid, en as ons sê opgroei na volwassenheid toe, dan moet ons verstaan, soos in die natuurlike, 'n kind word nie gebore geprogrammeer nie. 'n kind word die invloed van dit wat daai kind opvoed. En as ek daai kind 'n sekere manier leer, dan gaan daai kind op 'n sekere manier groot word. Kindertjies word gebore in 'n huis en ons leer daai kind 'n taal. Daai kind word nie gebore met 'n taal en die ouers pas aan nie, dis andersom. So daai kind groei op vanuit 'n invloed. Daai invloed is van kardinale belang as ons geestelik praat, sodat die geestelike taal, die geestelike opvoeding van God kan kom, want vanuit daai geestelike opvoeding na geestelike volwassenheid toe, dan kan ons eers begin oopsluit wat God vir ons instoor het in ons eie lewens. Anders dan bly ons kinders, en die Bybel sê, solank as wat die erfgenaam 'n kind bly, verskil hy niks van dit wat 'n slaaf is, nog nie 'n kind is nie. Al is hy bestem om heer van alles te wees. Hy gaan moet eers opgroei onder die regte invloed, onder die regte voogde en bestuurders,
tot op die dag deur die Vader bepaal, dis daai Galasiërs 4 gesprek. So, die opvoeding moet kom, en die opvoeding in waarheid, want anderster voed ons iemand op in 'n oorlewering, in 'n tradisie, in 'n kerklering, in 'n Christelike aanvaarde geloofsding, wat nie noodwendig altyd akkurate waarheid is nie. Daarom kom Jesus by die volk wat onder verbond was, en hy sê vir die Jode, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak. Ja. En dit is in, wow, ons was nog nooit slawe van iemand, hulle is dadelik daar. En Jesus bedoel, ons het slawe geword van 'n opvoeding. Hier kom 'n nuwe werk van God. En hierdie nuwe werk gaan jou nou moet kom opvoed na volwassenheid toe in die progressiewe werk van God. Ja, want as hulle opgevoed was, die Jode was God se volk onder verbond. Reg. Maar as hulle reg opgevoed was in waarheid, het hulle Jesus erken. Correct. Dan sou die werk wat God gestuur het na die Gees erken word. Ja. So dit was nie dat hulle nie opgevoed was nie, hulle was net nie in waarheid opgevoed. Korrek. Ja. En ek dink ons moet dit en ek dink dis wat Niels so mooi sê. Ek wil weer terugkom net na ons titel toe. Ja. Ek wil net gou Matteus 16 vir ons. Dis waar die groot gesprek plaasvind waar Jesus vir sy disippels, sy apostels vra, wie sê die mense is hy? Dan noem hulle groot titels. Dan sê hy, is nog nie die antwoord nie. Ja. Want ek, Jesus Christus, ek is die standaard. Ek gaan God se regterhand wees. Ek gaan middelaar wees as 'n hoëpriester tussen God en almal wat nou weer gebore word. So ek gaan 'n werk doen wat weer vir mense identiteit gaan gee. Ja. Mooi. So want Adam het ons identiteit opgemors. Dan moes 'n nuwe Adam kom. Nee, ek meen dit is mos nou die doel van Jesus Christus. So Jesus sê vir hulle, goed, hulle ken nie my nie. Hulle stap nie 'n pad met my nie. Wie sê julle is ek? En Petrus hak af, op daai stadium is sy naam nie Petrus nie. Sy naam is Simon Barjona. Simon hak af en sê, U is die Christus, die Seun van die lewendige God. Ja. So hier is nou 'n nuwe saad, 'n nuwe soort, 'n nuwe seun van God, 'n nuwe Adam, 'n nuwe begin. Hy gaan die Passover wees tussen ou Adam en nuwe Adam. Hy gaan die middelaar wees. En toe Simon dit erken, toe begin Jesus vir hom sê hy's kerk. So kan jy sien die doel van die kruis was die openbaring van Christus as die seun van die lewendige God, en dan identiteit vir die kerk waar hy sê dat iewes skielik uit die hemel uit is God as 'n Vader nou besig om vir vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. My Vader uit die hemel uit het dit geopenbaar, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. So die kerk word gebou bo-op almal wat eintlik uit Jesus Christus uit weergebore word, wat een moet wees met sy heerlikheid, sodat die heerlikheid wat hy gehad, die heerlikheid wat die kerk het, is een heerlikheid. Hy is die hoof van hierdie kerk as 'n liggaam. So Christus en die kerk is die antwoord is God se antwoord om hierdie aarde uit wêreld as 'n skepping uithaal en terug te bring in die koninkryk van God. So God moes 'n nuwe skepsel, 'n nuwe mens, 'n nuwe Adam maak deur Jesus Christus in ons almal. Ons sterf saam met hom en ons word weergebore. Maar as elke keer as ons die openbare, almal word gebore as 'n Adam. So as elke Adam die openbaring kry van Christus, dan kry ons deur dit identiteit as die kerk. Die kerk word die rots waarop, as die kerk daai openbaring het, nee, word die kerk 'n rots waarop Jesus Christus sy kerk kan bou. So die kerk is al hierdie gelowiges wat dan die magte van die doderyk sal hulle nie meer oorweldig nie, en hulle ontvang die sleutels van die koninkryk van die hemele, sodat net soos dit is in die hemele, so ook in die aarde, hulle kan oop en toesluit. So as wat oopgesluit is in die hemele, kan hulle oopsluit. En wat toegesluit is in die hemele, kan ons weer toesluit. Daarom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, nee. So jy kan sien wat was die doel. En ek dink Jake, so dikwels is die soeke na waarheid. Geskiedenis wys vir ons dat die kerk 'n soeke moet hê na waarheid, sodat God se gees hierdie werk van om die aarde te vul met God se heerlikheid progressief kan oopsluit van seisoen tot seisoen. Maar die soeke na waarheid kos jou
alles. Ja. Die soeke na waarheid, die geskiedenis wys dit vir ons. Die soeke na waarheid kos jou reputasie, dit kos jou alles. Die beloning is groot, want God openbaar homself aan jou, en jy kry reputasie in die hemele, in die geestesdimensie. Maar jou reputasie in die aarde word baie keer geskaad, of jy word maklik iets genoem. Waarheid is al soveel keer in die verlede as 'n kultus voorgestel, omdat dit progressief die werk van God vorentoe skuif, nê? Ja. Dat jy verloor jou reputasie in die aarde, en dan breek vervolging aan, of daar word, mense word tereggestel of vermoor vir waarheid, maar as waarheid nie in die kerk, as waarheid nie in die kerk opstaan nie, dan kan die Gees nie ten volle geopenbaar word nie. Ja. En dis wat Johannes 17 hier is wat Jesus sê, en ek wil dit net vir ons lees. Hy sê Johannes 17 vers 15, hy sê, ek bid nie dat julle uit die wêreld uit moet wegneem nie, maar dat julle van die bose moet bewaar. Ja. Die bose se invloed. Ja. Want dan word ons iets anders as wat ons moet wees. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek ook nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid. So sonder waarheid kan die kerk nie geheilig wees nie. Ja. So heiligmaking, Dis 'n powerful skrif. heiligmaking het alles te doen met waarheid. Waarheid. Nie prediking nie. Ja. Ja, prediking was die manier hoe God waarheid wil oordra. Ja. Maar so baie keer, as die prediking waarheid word, dan word jy geklassifiseer nie meer as kerk, of jy word nie meer geklassifiseer as deel van Christus nie, jy word geklassifiseer nou as iets anders, en soos met Galileo, jy sien, waarheid word aan jou geopenbaar, jy is opgewonde om dit met die mense te deel, die kerk in Hebreë besluit, daar's geen manier nie, ons sluit jou toe onder huisarrest. Ja. Dit is ongelooflik. En Nou my vraag, sorry, ek wil net iets vra, wie was nou reg? As ons nou terugkyk, Ja, as wie jy was nou nou vir, reg as jy vandag? nou vir Elon Musk sou vra, wie was reg? Ja. Wat gaan hy vir jou sê? Galileo. Galileo was reg. Ja. So my vraag is, wie was waarheid? God het 'n stukkie waarheid aan Galileo geopenbaar, wat hy eers met die kerk gaan deel het. Die kerk wat verantwoordelik was in Christus, om die kerk na waarheid toe te skuif, het gesê nee. Ja. Ons hou van ons oorleweringe en ons tradisies, en op daai oomblik, toe maak hulle die woord van God kragteloos. Want die waarheid is, die aarde draai om die son. Ja. Dis die waarheid, dis die waarheid. ja. Daai tyd, as jy vir hulle sê, dit mag dalk moontlik waarheid wees, dan sê hulle vir jou, nou, hy's Galileo is 'n ketter. Ja. Hy's deel van 'n sekte, hy's deel van 'n kultus, moenie hom volg nie, as jy hom volg, is jy dit eskaleer so. Ja. Maar ek dink die werk van Jesus Christus en God se plan met Jesus Christus was so groot, die bose, die vyand kon dit nie stop nie. Ja. Al wat hy kon doen, is om die wat wedergebore is, kinders te hou. 100%. Sodat jy hulle kan bang maak met woorde soos kultus of skerry woorde. Ja. Want 'n kind word baie maklik bang, en dan bly ons slawe, soos jy gesê het, en waarheid kan ons nooit vrymaak. Jy is 100% reg. En vir ons om te weet, ons moet opgroei in daai volwassenheid van wie ons is, hierdie nuwe Adam, die nuwe skepsel, is belangrik vir ons om op te groei. Want waarheid ontbloot, ongelukkig. Ja. En Waarheid bring verandering. ja, dit bring verandering. As En jy dit regtig- konfronteer, want is lig. Dit konfronteer. Ja. As jy regtig gesoeke het na waarheid, moet jy een ding weet, alles in jou lewe gaan verander. Gaan verander. Alles in Galileo se lewe het verander. Ja. 'n soeke na waarheid is iets wat God in staat stel om deur jou iets te kan doen, om ons al hoe meer in eenheid te kry. Want waarheid bring ons in eenheid. Die doel van dit is eenheid. Maar jy moet weet dat as jy waarheid, as jy op die journey gaan van waarheid, as die soeke van waarheid in jou is, en jy begin daai pad stap, dit gaan jou alles kos, want waarheid bring verandering. Ja. Maar ongelukkig net Niels, sien ons deur die geskiedenis van die Bybel en deur die geskiedenis van mense wat waarheid gebring het. God het 'n stukkie waarheid deur hulle geopenbaar. Ongelukkig sien ons, hoe word dit vervolg, doodgemaak en onmiddellik geklassifiseer as nie meer, en hier is die probleem, nie meer deel van Christus en die kerk nie. So die vervolging van die bose is op waarheid. Dis nie 'n persoonlike ding op daai man of daai vrou, of selfs op
die reformatie wat daar uitkom nie, nê, en die transformasie wat daar uit ontstaan nie. Dis op daai waarheid wat binne in dit lê. Want die vyand kan nie bekostig dat die kerk volwasse word nie. Ja. Dis dit is eintlik waaroor hierdie hele gesprek moet gaan. Is dat dit die gesprek op die tafel sit, dat die kerk 'n honger en 'n dors moet hê na waarheid, want waarheid bring verandering, en ja, dis soms swaar, maar die beloning is soveel groter, want dit bring uiteindelik weer alles na eenheid toe. Dit bring alles na een plek toe. Maar ek dink die honger en dors is partymal nie deel van mense se lewe nie, want wat maak dit nou saak of die aarde om die son of die son om die aarde, dit maak ons nou nie regtig saak nie, solank dit net oor my gaan en alles om my draai. Dit is en dit is waar die vyand steel by ons, want hy het dit gemaak oor ons. Alles draai om ons en wat ons nodig het. Maar wanneer ons regtig die hemele begin soek, dan is dit belangrik wat draai om wat, want as jy nie die regte calculations het nie, dan gaan jy op die verkeerde plek opeindig en dit gaan nie sin maak nie. En daarom is ons soeke moet as waarheid nie deel is van ons soeke nie, dan eindig ons op net waar ons jy weet, dis eintlik vir my 'n baie mooi profetiese of geestelike prentjie, die hele ding oor Galilea, want lig kom van die son af. Dag kom van die son af. So vir ons om wakker te word, kom van die son af. So baie dinge word bepaal oor, wat is die middelpunt? Wat is die middelpunt? Onthou toe, en ek meen, jy het dit nou gesê, en ek dink baie van die mense mag dit dalk nie weet nie, maar Josef het 'n droom gehad, dat die son en die maan en die sterre voor hom gaan buig. So die son, nog altyd in die Bybel, is 'n prentjie van God. Die maan is 'n prentjie van die hemelse Jerusalem, of die moeder waaruit ons uitkom, en die sterre is die prentjie van die seuns, of die stamme van Israel. Stamme van Israel, natuurlik word dan uiteindelik vervang met die stamme geestelike Israel. Maar nog steeds, God het 'n belofte aan Abraham gemaak en gesê, kyk na die sand en kyk na die sterre, want Abraham sou 2 beloftes hê. Een met die natuurlike Jode en dan uit die Jode uit een met al die geslagte van die aarde. So dis 'n baie profetiese en geestelike gesprek, as ons nie weet dat die aarde draai om die son nie. Verstaan jy, dis 'n baie groot gesprek. Ek ben selfs van gesprekke dat die son sal verduister, die maan sal nie sy lig gee nie, en die sterre sal, daar's baie profetiese gesprekke oor die son, maan en die sterre. Maar weet jy, hierdie gesprek is vir my lê my na in die hart, want Jesus, die begin weer van God se waarheid vir mensdom, vervolg, sekteleier genoem, kultleier genoem, vermoor. Vermoor. Hy is tereggestel. Ons sê dit eintlik nooit so kras nie, maar ons sê dit maar hy's vermoor. Hulle het they crucified him on a tree. Soos 'n rower. So tussen die moordenare en die rowers. Ek meen, Jesus is tussen die moordenare en die rowers gekruisig. Hy's vermoor. Hy is tereggestel deur wie? Deur die kerk. Toe die Romeine sê ons wil nie om dit maak nie, toe sê die kerk, toe sê die Jode, nou wys, hou vas. Hierdie ou moet sterf. Dit stop nie daar nie. Al Jesus se apostels vermoor, tereggestel. Behalwe Johannes, want niemand weet hoe Johannes gesterf het nie. Paulus vermoor en tereggestel. Martin Luther, Martin, ek meen die hele Suid-Afrika se geloof, se godsdiens en geloof, kom uit die reformatie uit. Martin Luther, toe hy die 95 stellings gaan vasspyker het op die kerk se deure. As jy vir daai mense gevra het of wat hy preek die waarheid is, sê hulle vir jou, jy's mal. Martin Luther was erken as 'n ketter, ook kettery, nee, 'n heretiek. En toe hy is ge-excommunication. Hy was uit die kerk uitgeskop. En hulle het hom menigte kere probeer vermoor of doodmaak. En het ongelukkig nie of gelukkig nie reg gekry nie, maar al die mense wat hom gevolg het, is by die brandstapel verbrand. As jy vandag terugkyk, daar's nie 'n kerk in Suid-Afrika wat nie glo dat ons word gered deur genade alleen nie. Nie 'n kerk nie. So ek wil weer vra, daai tyd,
Was dit waarheid? Ja. Ja. Het hulle dit erken? Nee. Vandag dis waarheid. Ja. Martin Luther word gesien as die vader van reformatie. Die vader van reformatie. Ja. En ons vier dit. En dis wat hartseer is, Jake, is ons leer nie uit die geskiedenis uit. Ja. Hoekom? Want ons jy's 100% reg. Die gesprek gaan meer oor ons purpose of doel as wat dit gaan oor God se. Terwyl ons moet verstaan, ons het nie onsself gemaak nie, God het ons gemaak. En die kruis het ons eintlik kom terugkoop. Ja. Nee, daar was bloed. Ja. Ons is nie teruggekoop deur goud, silwer en edelgesteentes nie, maar tog leef ons lewens vir goud, silwer en edelgesteentes. Ons dink die waarde van ons lewe word gemeet aan hoeveel geld of goud, silwer en edelgesteentes ons in die bankrekening het. Maar eintlik word ons lewe se waarde gemeet aan seun van God wees, want 'n seun van God is betaal sodat ons weer kan seuns van God word. God het ons kom terugkoop. Ja. God het weer die kerk syne kom maak. So die kerk gaan eintlik oor die purpose. Almal wat in Christus is as kerk, se purpose gaan eintlik weer om een te word met God se purpose. Wat is sy purpose? Hoekom het hy die mens gemaak, nê? Nee. Maar die oomblik as want jy's reg, die gesprek gaan altyd oor ons. En dis eintlik 'n onvolwasse gesprek. Dis 'n onvolwasse gesprek. Dis die kleuterskool. Dis 'n kleuterskool mentaliteit. My bal, dis my speelding, ja, en die grootste boelie net almal en sê luister, ken julle plekkie. Maar die ware gesprek gaan eintlik oor waarheid. Want die offer van Jesus Christus was nie net om te red nie, maar om ons weer te wy aan waarheid. Want as ons gewy is aan die waarheid, kan ons God in waarheid en in gees aanbid, en hy hou daarvan om so aanbid te word, en ons kan weer ons kan die heerlikheid van God kry, om weer die aarde een te maak. Die doel was een hemel en een aarde. Van die begin af, van Genesis af. Die belofte in die Bybel is, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En God se droom, God se plan om by 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde uit te kom, was ons redding. Jesus se offer om ons te koop. So jy's 100% reg. Ek meen die gesprek gaan eintlik, ek dink dis 'n baie belangrike gesprek om te hê, en 'n volwasse gesprek om te hê, oor waarheid op die tafel. Nie godsdiens, man, of kan ek met alle respek sê, geloof nie. Want geloof word bepaal deur waarheid. Waarheid en gees. En die volle gewig van die waarheid. Nie 'n bietjie waarheid nie, 'n bietjie, en ons maak 'n mengelmoes van waarhede. Jy's reg. Hier staan God se waarheid. Jesus se werk aan die kruis as 'n hoëpriester was om ons te wy aan waarheid, sodat ons gewy kan wees aan God se woord. Nou praat die kerk, al die verskillende denominasies sê elkeen het die regte woord. So hulle het 'n honger na woord, maar jy moet 'n honger hê na waarheid, anders kan jy nie gewy wees aan die woord nie. Ja. Maar kyk, deur die jare heen, Sandra, was daai die groot probleem wanneer God se woord kom om korreksie te bring, om met ander woorde waarheid te bring na Israel toe, dan kom die woord van God deur die profeet, dan is daar een van twee goed. Ek aanvaar daai woord, of ek maak die profeet dood. Jy weet, jy het net gepraat van hoe was hierdie, selfs Jesus, hoe was mense in hulle tyd van geen reputasie in die aarde? Ek dink aan Stefanus. Stefanus het so akkuraat die waarheid geopenbaar in sy gesprek, dat hy het so die fariseërs geontbloot, dat hulle het net daar besef, hierdie getuienis moet dood. Hierdie getuienis wys ons uit, ons is nie in die waarheid nie. En in steede van hom te bekeer, te vermoor hulle. Dan maak ons dood, want waarheid gaan of 'n verantwoordelikheid bring, of 'n bekering bring, of ontbloot. En wie wil nou die verantwoordelikheid opneem? Jy sien, onvolwasse kindertjies in die natuurlike het geen verantwoordelikheid in die huis nie. Geen verantwoordelikheid. So as ons onvolwasse bly as kerk, het ons nie verantwoordelikheid nie. Maar dan mate ons volwasser word, neem die verantwoordelikheid toe. Want ons word ons nou opgerig in waarheid. En dan mate ons opgerig word in waarheid, neem die verantwoordelikheid toe. En as verantwoordelikheid toeneem, raak dit minder lekker vir die onvolwassene. En dan die manier, dis hoe Israel as God se volk, dan maak hy die profete dood. Ek meen, Jesus staan daar op die trappe van die tempel, en dan het hy daai groot gesprek oor Jerusalem.
sê Jerusalem, hoeveel keer wil ek so sê, hey, na kyk ons by mekaar maak, en onder die vlerke sit julle wat die profete doodgemaak het. Elke keer as God waarheid wil bring, dan maak hulle die waarheid, hulle maak die waarheid dood. Vergeet die profeet, hulle vervolg waarheid. Daai gelykenis van Jesus waar hy praat oor die werkers in die wingerd. God het 'n wingerd vir mense gegee, reg. en al wat God soek is die vrug, Gee my net van die vrug. seisoen tot seisoen. Ja. Nou vat hulle daai vrug vir hulle self. Nou stuur God die profete, slaat hulle die profete. Ja, maak hulle dood. Stuur nog 'n profeet, maak die profeet dood. Ja. Laastens, God sal sy seun stuur. God stuur sy seun om vir hulle te sê, hoor, hierdie behoort aan my. Ja. Gee vir my die vrug van hoekom ek julle aangestel het. Dis nie julle sin nie, dis myne. Ja. So God sê, yes, ek stuur my seun, hulle gaan na my luister. Hulle sê, yes, hier kom die seun, ons gaan hom doodmaak, dan sit ons dit. Ja. Jy sien nie, dis presies dit. die gesprek oor waarheid is meer belangrik as die gesprek oor geloof of godsdiens of dogma of doktrine. Die gesprek oor waarheid. Ek meen, een van ons die mees fundamenteelste beginsel van die Christen kerk uit die Rooms-Katolieke kerk uit staan nêrens in die Bybel nie. Met elke liewe persoon met wie jy 'n gesprek wil hê om vir jou te verduidelik die verskil tussen 'n een God geloof en 'n drie-enige God geloof. Begin met alhoewel drie-enigheid nêrens in die Bybel staan nie. Hoe kan ons oor die 54,000 Christelike denominasies gevestig het met 'n fundamentele geloof of doktrine wat nêrens in die Bybel staan nie? En bevraagteken dit nou net. Onmiddellik is jy nie meer jy's nie meer deel van Christus nie, jy's ook nie meer deel van die kerk nie. Onmiddellik gaan jy na kultus toe. Terwyl die Here Jesus Christus sê vir Israel, die Here julle God is een. Daar is soveel skrifte wat wys dat die koning van hemel en aarde wat op die troon sit, is een. En aan sy regterhand sit daar 'n nuwe seun van God, Jesus Christus. Nie God die seun nie, die seun van God. As ek ruiltransaksie in die kruis vir nog seuns van God. Dis 'n baie eenvoudige konsep. Maar omdat ons 'n honger, omdat die kerke meer dryf of ywer gehad het om te praat oor geloof of selfs denominasie en die waarheid nie. As die kwessie van waarheid op die tafel was, dan het hulle geen voet op hom te staan nie, want het staan nie in die Bybel nie. So as waarheid die maatstaf was, dan sou ons anders gekyk het na baie skrifte in die Bybel. Maar omdat doktrine die maatstaf geword het, en ons noem doktrine geloof, dis nog nie eers geloof nie man, dit word jou eie, dit word vir jou 'n geloof, as dit jou doktrine is. En ek meen, hier is 'n belangrike gesprek om te hê, Jake, want daar's meer as 54,000 verskillende Christelike denominasies. Ek hoor iemand sê nou vir my, nee, meer as 60,000 verskillende Christelike denominasies. En jy het in die begin gesê, as waarheid in ons midde was, en ons het dit gesoek, sou dit ons een gemaak. Die feit dat ons so baie verdeel, moet ons sê, luister, ons mis 'n paar goed. Jy weet, wie die Jode gemaak? God. God se gees en God se profete en God se aangestelde leiers. Wie het vir die Jode geleer dat daar is nie baie gode in die aarde nie, daar's net een God? Wie het hulle dit geleer? God het vir hulle gesê, luister, daar's net een God en is ek. Nou kom ons Christene, baie jonger in die geloof, ons is nie ingebou oor 2000 jaar se wette en gebooie, hoe funksioneer God nie? Nou dink ons weet beter as al daai 2000 jaar wat God in hulle gebou het, terwyl Jesus sê vir die Samaritaanse vroukie dat saligheid kom uit die Jode uit. Saligheid kom uit die Jode uit, want wie het in die Jode saligheid ingebou? God. Kon hulle daarby uitkom? Nee, want hulle was ook sondaars. Maar hulle het die prentjie gehad. En daai prentjie was fundamenteel belangrik, sodat ons God se godheid kan verstaan. As 'n een God. Ewe skielik glo al die 54,000 verskillende Christelike denominasies in iets wat nêrens in die Bybel staan nie. Wat, mind you, ingestem was deur die Romeine. Die Romeinse gelowiges het besluit, daar's 'n drie-enige God leer.
om 'n politieke situasie te O- 100%, maar ek meen, waar staan dit in die skrif? Ja. Waar het God moeite gedoen om te sê, dat saligheid gaan uit die Romeine uitkom? Dat die Romeine moet besluit oor die godheid van Christus. Ja. Jy verstaan, hierdie is, terwyl Jesus Christus Ja. net praat oor die godheid van God. Toe die ryk jong man na Jesus toe kom en hy sê, goeie leermeester, wat moet ek doen om 'n ewige lewe te kry? Toe sê Jesus vir hom, hoekom noem jy my goed? Ja. Niemand's goed nie, behalwe een. So, en ek wil nie nou die gesprek oor 'n drie-enige God versus 'n enige God geloof, of gesprek op die tafel sit nie. Maar as ek na hierdie twee gesprekke kyk, het net een 'n waarheid, 'n waarheidsbasis. Ja. Die ander een is alles, Ja. ja maar, jy moet onthou, ja Ja. maar. Ja, maar en tog het hierdie die fondasie geword van Christelike geloof. Ja. En nie hierdie nie. Jesus het hierdie gepreek. Ja. Ja. Godsdienst preek hierdie. En Preek jy hierdie, dan is jy nie meer deel van die kerk of Christus nie. Jy word geklassifiseer as 'n sekte of 'n kult. ja. En dit is ons grootste probleem is ons verskillende interpretasies van dinge. Want toe ek nou die Galileo storie lees, dan sê hulle so, hulle het 'n hele inquisition of mense uitgestuur om hierdie te gaan investigate wat hy gesê het. Dan sê hulle so, and it concluded that his opinions contradicted accepted biblical interpretations. Dis alles interpretasies. So maak nie saak, jy kan gaan ondersoek. As jy wil bewys en sê dit is wat dit is, gaan jy stick to your biblical interpretations. Ja. Maar die Gees moet ons tog die openbaring van die waarheid kan gee. 100% reg. En ek dink dit was Jesus in sy hele lewe, as jy sy hele lewe kyk, daar was soveel interpretasies van die Fariseërs, die skrifgeleerdes, Ja. wat hy moes hulle oë draai. Nou selfs die Jode kon nie eers daai werk, Jesus Christus se werk aanvaar nie. As gevolg van oprigting, hè? As oprigting. Hulle is vir honderde jare, duisende jare. Die harte van die vaders is nie opgerig nie, so dit kan nie na die kinders toe doen nie, want wat ook al die vaders in opgerig is dit wat hulle in hulle kinders gaan oprig. So, en hulle soek die hele tyd wonders en tekens. Hier staan die wonder en teken voor hulle, Jesus Christus. Die Jode was 2000 jaar voorberei om die koms van die Messias te sien. Hier staan hy. Ja. Hulle kan nie dit sien nie. Hoekom nie? Waarheid. Dit het niks te doen gehad met alle respek, geloof of doktrine nie, want daar was baie. Dit was waarheid. was Die waarheid. honger en die soeke na waarheid. En laat jy nou net opgestaan het vir waarheid, soos Stefanus, dan word jy doodgemaak. Ja. Hulle gooi Stefanus se klere by Paulus se voete. Nee, Saulus, wat toe later Paulus word. Toe Saulus Paulus word, en hy gaan leer onder Petrus, en hy begin die verbond nie preek. Wat dink jy doen hulle met hom? Presies wat hulle met Stefanus gedoen het. Ja. Selfde ding. Ja. Hulle het hom 2 keer met klippe dood gestenig. Paulus moes uit die dood uit opstaan ten minste 2 keer, want die Jode het jou nie gestenig en jou gelos nie, hulle het jou doodgemaak. Hy was doodgemaak. Ja. So en dis my interessant, Jake, jy weet vervolging, né? Vervolging is die prentjie van dood. So ons is nie geroep om die prentjie in die kerk van dood te wees. Ons is geroep om die prentjie in die kerk te wees van lewe en lig. Jy sien, ons moet 'n soeke hê eintlik na waarheid en lewe en lig. Ja. Die oomblik as die kerk begin vervolg, dan moet hulle ernstige vrae vra oor hulle geloof en doktrine, want wat jy aanbid, reflekteer jy. Die oomblik as jy begin doodmaak, moet jy vra. Want het Jesus doodgemaak? Nee. Het sy apostels doodgemaak? Nee. Het Paulus doodgemaak? Nee. Godsmanne maak nie dood nie. Godsmanne vervolg nie. Ja. Godsmanne bring lewe, hulle bring lig, hulle bring waarheid. Ja. Die oomblik as jy jou geloof moet regverdig deur om dood te maak, moet jy ernstige karaktervrae vra oor wat glo jy en wat aanbid jy? Ja. Is jy besig met 'n oorlewering, 'n tradisie of 'n doktrine of 'n denominasie? Want jou geloof het begin dood word. Ja. Dis 'n dood, dit illustreer dood. Die letter maak dood. Ja. Jy weet, jy kan nie in die kerk sit en sê, "Oh, wow, dit was 'n incredible openbaring. Die Gees het my so bedien." In akademiese godsdienstige kringe sal mense vir jou sê, "Jy sê, dit was nou 'n interessante tipologie wat jy gebruik het." Ja. Ja. Die letter maak dood, akademie, dit maak dood. Ja. Dit gee nie ruimte vir die Gees nie. Ja. Jesus was nie 'n akademikus nie. Ja. Hy was 'n seun van God, hy was 'n godsman. En die Gees maak lewend. Maar onthou jy Johannes 4 vers 23?
Ons moet God aanbid in gees en in waarheid. So vir die gees om lewendig te word, kort dit 'n tempel wat waarheid soek, maar waarheid maak jou of no reputation. Want die wêreld hou van leuns. Dit hou leuns aan die lewe. Waarheid vat jou reputasie weg, want dit bring verandering. Wat uiteindelik volwassenheid bring, wat jou weer een maak met God se purpose. Maar dan stoot al die kerkkringe jou uit. Nog nooit in die geskiedenis, nie eers met die Here Jesus Christus, het die kerk gesê, Amen! Amen! Preach it, brother, nie. Nog nooit. Nog nooit het die soeke van waarheid in 'n tyd joy in daai tyd gehad nie. Na die tyd. Na die tyd sê almal, hoorie, Jesus Christus was so amazing. Petrus, Paulus, maar in die tyd. Maar daai is mooi. Ek het dit net nie gesê dat jy weer daarna verwys, maar dit is so mooi. Nou, ons het van geen reputasie in die aarde, maar in die hemele. Wil net daai by sê, nee. Terwyl hulle Stefanus doodgooi en dan van geen reputasie maak nie, spring Jesus Christus op. Staan hy salieer hom. Hy salieer hom. Hy staan op uit die regterhand van God. Omdat hy staan vir waarheid. En hy salieer hom. Hy erken, he is made of reputation. Ek meen Jesus staan vir hom op. Maar dit het hom sy lewe gekos. Net omdat hy waarheid gepraat het. Hy het nie geloof of godsdiens gepraat nie, met alle respek. As geloof nie geanker is in waarheid nie, dan's geloof geanker in jou waarheid. En jou waarheid is partykeer oorleweringe en tradisies. Maar jy weet, die ding van waarheid is, waarheid vra altyd net om dat jy dit volg. Nooit dat jy dit vervolg. Ja, baie mooi gesê. Beautiful. Verstaan, want en dit is my so, alles wat nog nooit al in die history, in ons geskiedenis al uitgewys het as leuns, was dit wat vervolg het, maar nooit gevolg het. Baie mooi. En Jesus sê, ek is die weg, die waarheid, die lewe. Wat moet julle volg? Julle moet dit volg. Selfs toe Paulus met blindheid geslaan word, toe sê Jesus, praat hy in die stem met hom en sê, hoekom vervolg jy my? Die weg, die waarheid, die lewe, dit wat God nou vir ons openbaar. Jy moet dit nie vervolg nie, jy moet dit volg. Jy's reg. En dis waar Petrus, waar Paulus se skille van sy oë val en hy kan sien. Jy's reg. En maar daar's 'n paar mooi goed wat jy ook vanoggend gesê het toe ons gesels het. Waarheid is 'n gesag. Dis iets waaraan 'n mens waaraan jy jouself onderwerp. Jy's reg. Ons kan nie net waarheid 'n ding maak nie. Jy moet besef, as waarheid kom en jy hoor dit, moet jy jouself onder daai waarheid plaas. En dis hoe jy leer om te volg. Jy kan nie jouself net 'n disipel noem. Van Jesus, maar nie sy werk verstaan en jouself onderwerp aan daai waarheid nie, en jouself skool en na volwassenheid toe vat van daai werk. Baie mooi. Ons te bly ons kind. Jy sê dit baie. Maar dis die werk van waarheid. Dis hoekom Jesus sê, ek wil weer daai selfde skrif aan wat jy nou aangehaal het, in Johannes 14:6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Hy's die waarheid geopenbaar van die Vader in 'n seisoen. Om wat te doen? Om my by die Vader te kry. Jy sien, toe sondeval gekom het, toe is die Vader van die leuns, die God van die aarde, noem dit wat jy wil, is die Vader van die leuns daar om kennis meer te maak en anderster te maak, as die kennis van die waarheid, God. Heilig hulle in u waarheid. Want dit hou hulle onvolwasse. Dit hou hulle onvolwasse. En dan kan hy lieg, hoor. Hy kan vir jou lieg en jy noem dit waarheid. Exactly. Terwyl die werk van waarheid maak my meer soos God, en meer die beeld en die gelykenis van God. Maar dit maak al hoe minder ruimte vir ander goed. 100% Niels, en die kennis van goed en kwaad maak my al hoe meer en meer my eie God. Reg. En weg van God af. So later stig ek my waarheid. 'n denominasie en ek noem dit die waarheid. Maar dit bereik glad nie die doel vir hoekom God die kruis gegee het. Jy sien, so ons moet die doel van God verstaan. En ons moet dan die doel van die kruis verstaan, wat weer die doel van God oopgesluit het vir ons, om te kan deel wees van sy doel. Nie ons doel nie, sy doel. En dis wat so mooi is van die dag van die Here, hierdie sonsopkoms en wat weer lig bring. Want om waarheid te ken, moet ons onsself kan onderwerp aan die gesag
van lig. Baie mooi. Want in lig is daar accountability. Hoe verder ons wegbeweeg van lig en dinge in donker bly doen, is daar geen accountability, Jy's reg. want jy kan mos nie sien nie. Jy's reg. Maar sodra iets aan die lig kom, ons daar accountability. So waarheid is ewe skielik accountable. Ja. Ja. Ja, ewe skielik Ja. stop hy werk oop wat sê 70 maal Ja. 7 keer 'n dag. Ja. Want is nodig waar waarheid leef, want waarheid bring verandering. Ja. Jy moet die heeltyd verander en sê, "Jesus, ek bekeer nou van hierdie manier. Ek skuif vorentoe want dit bring volwassenheid." Want in donkerheid kan ek sê daai kamera stand het 4 pote. Ja. Jy gaan dit nie agterkom want dit is donker. Ja. Maar sodra die lig kom is daar accountability. Jy het vir gesê is 4, maar dit is net 3. Ja. 100%. Daar's accountability. Jy's En reg. dit is wat ons as kerk moet verstaan. Soos wat ons deure oopmaak vir lig om in te kom, Ja. kom daar accountability Ja. vir wat Ja. ons glo. Ja. Ja. Maar jy sien as jy En ons trots is, interpretasies. as jy trots is, Dan het jy het jy nou met sê jou ek probleem. vir jou, "Jesusie, hoor hierdie ding, hy het net 3 pote, man." Ja. En is ook nie eers so groot ding nie. Dis nie 'n groot ding. Die ding staan. Ja, hy staan. En nou sê jy, dis nie die waarheid nie, hy het 4. Mm. Dan sê ek, kom kyk. Ja. In steede van om te kom kyk. Mm. Of selfs nadat ons partykeer kyk, lê jy vir my 'n lokval dat ek eerder moet sterf Ja. of doodgemaak word. Mm. Meer as wat dit gaan Ja. oor dat dit het 3 pote. Ja. Hoe in die lewe regverdig ons vervolging? Hoekom regverdig ons nie eenheid nie? Ja. Hoekom is die geveg nie na eenheid toe nie? Hoekom is die geveg na vervolging toe? Hoekom is die geveg na verdeeldheid toe en nie na eenheid toe nie? Ja. Dit maak glad nie vir my sin nie. Hmm. Die kerk is weergebore en die Bybel sê eintlik skuldenaar teenoor God Ja. om vir die Gees te lewe. As jy vir die Gees wil lewe, moet die kerk 'n plek wees van waarheid soek, sodat die Gees al hoe meer een werk vir God kan doen in die kerk. Kerk moes nooit gewees het, al hierdie denominasies nie. Kerk moes ambassades gewees het, Ja. wat die hoofkantoor, die koninkryk se Verteenwoordig instruksies een deel. land. Ja, koninkryk se Ja. instruksies met ons deel, sodat die vyfvoud, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, die kerk kan toerus vir hulle dienswerk in Christus. Ja. Until we all come to the measure of the stature of the fullness of Christ, to a perfect man, then we will no longer be little children, tossed to and fro by every wind of doctrine and trickery and cunning craftiness of deceitful plotting. Ja. Daar's deceitful plotting en dit vind plaas as waarheid. Ja. Wat ongelukkig iets noem denominasie of doktrine of geloof selfs, maar dis nie waarheid nie. And when our faith, as die gelowiges, wat eintlik God se krag moet wees in die aarde. Hulle moet die hemel in die aarde inbring. As ons as gelowiges ons geloof in leuen sit en ons noem dit lig, hoe duister is daai duisternis Ja. nie, sê Jesus Christus. So iewers moet ons weer 'n honger na waarheid kry. Dis wat die hoëpriester sê. Vader, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld uit moet wegneem nie, want hulle is die hoop. Ja. Hulle moet hierdie werk van my nou voortsit. Ek bid wel dat U hulle van die bose moet bewaar, want die bose maak hulle weer substandaard. Ja. Ja. En vir hulle om dit vir U moontlik te maak, gaan wy ek myself Ja. aan die waarheid, aan die kruis, sodat hulle gewy kan wees aan die waarheid. U woord is die waarheid. Ja. So Jesus het 'n offer, hy het homself gaan opoffer, sodat iets met ons kan gebeur. Ons is nie net weergebore om ons eie God te wees nie. Ons is weergebore om vir God, sy beeld en sy gelykenis te wees, om die ambassadeurs van God te wees en die seuns van God te wees. Ja. En ons kan nie ambassadeurs wees as ons nie die waarheid vanuit die hemele ken. Jy's reg, Jake. Korrek. Jy weet Jesus sê hierdie woorde, nê, in Johannes 15. Dan sê hy: luister baie mooi vir my. Die wêreld het my gehaat. Nou hy's die weg en die waarheid en die lewe. Ja. So as hy die weg en die waarheid en die lewe is, dan moet die kerk mos ook die weg, die waarheid en die lewe wees. Hulle is die liggaam van 'n hoof wat die weg, die waarheid en die lewe is. Ja. Ek meen al die kerk in die aarde is eintlik plekkies waar jy die weg, die waarheid en die lewe gaan kry. Maar hy sê, onthou net, as hulle my gehaat het, gaan hulle jou haat. So waarheid word gehaat. Ja. Want waarheid maak wêreld dood en rig koninkryk van God op. En dis die probleem, Ja. is dat ons dink vervolging is 'n Ja. slegte ding. Ja.
vervolging is eintlik 'n baie groot teken van waarheid. Van waarheid, ja. Want hulle het vir Jesus vervolg. Dit word deur geskiedenis bewys. Die apostels, hulle het vir Galilea vervolg, hulle het vir Martin Luther, hulle het vir Stefanus vervolg. Hulle het Timoteus vervolg. Ja. Sien die ou, hy besluit as Griek en as Jood. Jesus, hy word gedoop en word besny, sodat hy 'n werk kan wees vir die Here. Hy word vervolg oral. Ja. Jy verstaan, die soeke na waarheid, die soeke na die waarheid en die weg en die lewe. Ja. Dit kos jou alles, want dit bring verandering, bring volwassenheid en dit bring eenheid. Jy sien, party mense hou nie van eenheid nie. Party mense hou nie van eenheid nie. Want dan motiveer dit nie meer hulle doelstellings nie. Ja. En jy moet van jou eie goedjies waarin jy vashou laat gaan. Presies. Ja. En dis eintlik daai gedinge wat Jesus sê, moenie aardse besittings bymekaar. Ja. Want dis die goed wat jou vashou. Ja. Want as die hemele jou roep vir 'n werk, dan hou hierdie goed jou vas en dan het jy hierdie kameel wat jy heeltyd moet afpak. Jy's reg. En jy wil nie hom afpak nie Jy's reg. om in die koninkryk in te kom. Ja, sy Matteus 19 gesprek. Dan sê Jesus, wat sê die wet? Ja. Weet, hoe verstaan jy dit? En dan noem hy ryk jong man, pragtig hoe hy Alles, geleer was ja. in die wet. Sê Jesus, goed, daar's nog een ding. Volg my nou. Ja. Jy Dan sê- moet jy alles Jy's so gaan mooi opgerig. Volg Ja. my. Ja. Nee, kan nie. Ja. Wie het jou dan opgerig? Waarna is jy opgerig? Het dit waarna jy opgerig is, het dit na jou hart en jou denke toe gegaan? Is dit regtig hier geskryf dat as die woord jou roep om my te volg, jy moet ons kan volg nou. Ja. As die Here kom, as hy verbykom en hy sê volg my. Ja. Ja. Weet jy wat doen die ryk jong man? Hy draai om. Ja. Hy vervolg eintlik dit Ja. wat waarheid is. Dat Hy waarheid. hy het homself ontbloot daarna. Weet jy Niels, ek wil net weer hierdie ding lees, Jake. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld in, het ek hulle ook in die wêreld ingestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Jy sien, wow, hè? Ja. Ek meen, so, jy sien ons praat partykeer doktrine of denominasie of dogma, of selfs die woordjie geloof, maar eintlik is die woordjie turquoise, wat ter sprake is. Die kwessie op die tafel, dit wat ter sprake is eintlik waarheid. Ja. Want dis wat die kruis Dis kom op die doen. tafel. Want waarheid en gees werk saam met mekaar, sodat God akkuraat deur ons kan leef. Sodat hy 'n hemelse werk in die aarde kan inbring. En ek dink dit was ons deel 1 nê. Dis ongelooflik hoe dit wat regtig Christus verteenwoordig, die Christuswerk, dit in Christus, wat eintlik regtig kerk is, so maklik 'n kultus genoem word. Ja. In 'n tyd. En dan later word dit die waarheid genoem. Dan word dit die kerk. Dan word dit weer in Christus geplaas. Ja. Martin Luther was geklassifiseer as 'n ketter. Hy's uit die kerk uitgegooi. Ja. Nou is daar nie 'n kerk in die wêreld wat nie sê dit was waarheid nie. Ja. Christelike So kerk. in sy tyd is dit nie waarheid nie. Dis geklassifiseer as 'n kultus of 'n sekte. Dit word geklassifiseer as 'n kettery. Die mense wat in dit geglo het, was gebrand soos hekse. Ja. Hulle het net heksery gebrand. Hulle het dit gebrand. Hulle het die volgelinge van genade as 'n redding gebrand. Ja. Vandag is daar nie 'n kerk wat nie glo dis die dit waarheid glo nie. Ja. Ja. So waarheid, jy kan sien hoe waarheid progressief groei nie. Groei, ja. Maar in sy tyd, of ek wil nie sê groei nie, dis 'n verkeerde ding. Waarheid word progressief geopenbaar. Baar, ja. Die werk van die kruis sluit progressief goeders oop. Maar net tot die mate wat die kerk kan sê, ek het bietjie gaan ondersoek instel en ja, hierdie is die waarheid. Ja. Anders is daar nie groei nie. Daar's vervolging. Ja. So die kerk groei nie. Dit sukkel. Dit word doodgemaak. Ja. Die Romeine het eintlik die kerk kom onderskep. Toe die Romeine sien hulle verloor mag oor die kerk, hulle verloor mag oor Rome, toe word hulle almal kerkmanne en hulle stem toe aan hoe werk die geloof vir hulle. Hulle stem toe aan hoe die geloof moet werk, sodat dit hulle kan pas, sodat hulle eintlik maar nog 'n gedeelte Beheer van kan Rome in die kerk kan hou. So nou sit ons met die Rooms-Katolieke kerk en sy invloed Ja. wat die heeltyd gebreek moet word, sodat ons weer kan terugkom by die kruis se werk. Ja, Dink ek, absoluut. is ongelooflik, jy weet. En weet jy wat,
Ons kyk nie oor jare se geskiedenis, ons meet dit in ons tyd. Ek worry nie wat voor my of na my gaan gebeur nie, solank ek net gemaklik is hierso. Ja. En die kerk wedergeboorte moes nooit gegaan het oor gemak nie. Wedergeboorte moes gegaan het oor die koms van Christus. En dit moet in ons geopenbaar word, sodat Jesus se werk, wat 'n regterhand in die hemel is, ook vir God 'n regterhand hier in die aarde kan maak. Ja, dit is So wat dit dit is doel weer van God in hierdie aarde. Gees en waarheid loop saam, Jake. Die teenoorgestelde van gees en waarheid is vlees en leuns. Ja, baie mooi. En dan kan ons nie God aanbid nie, jy aanbid dalk godsdiens. En jy noem dit God. Dis nie God nie. Want God se waarheid verdeel nooit nie. Ja. Nooit. Ja. God se waarheid bring wel 'n swaard en dit skei. Maar God wil alles wat deur daai waarheid werk, een maak. Hy wil eenheid bewerkstellig. Ja. So waarheid is baie belangrik. Ja. En dit is nou die kwessie op die tafel. Nou dat die lig skyn, nou ewe skielik moet ons weet, daar is accountability vir ons elkeen se waarheid waarin ons glo. Jy's reg. Dit gaan ontbloot word. Ek dink dit is soos Jesus. Jesus was baie soos Galileo dalk na die Gees. Sy werk was om vir ons te kom wys. Luister hier, dit gaan nie oor die mens en die aarde se plan nie. Everything does not revolve around us and the earth. Everything revolves around God. En een of ander tyd gaan hierdie God werk uit die hemel uit moet gestalte vind in die aarde. Maar dit kan net gebeur as die aarde bekeer en sê, Jessie Galileo was dalk reg. Nou hy is reg. Hy was reg. Hy was waarheid. Martin Luther was reg. Hy was reg. Reg. Ja. So nou my groot vraag is, Jake, wat is reg nou in ons seisoen? Jy sien hierdie hele gesprek moet eintlik ons kyker na 'n plek toe bring dat die honger en die dors na waarheid wakker word. Nie sodat ons net verlede waarheid kan oopsluit weer nie. Sodat ons die regte vrae vra. Maar sodat ons die waarheid van ons tyd oopsluit, sodat ons die koms van die Here kan verhaas. Laat ons kan reg wees vir die volgende seisoen se waarheid. Anders raak ons die vervolgers van wat kom. Wat kom, Ja. En ons moet daai siklus van bloedlyn vloek eintlik breek, waar ons moet die harte van die vaders van 'n geslag weer oprig na waarheid toe. En ons kinders leer dat waarheid is meer belangrik as enigiets. Dit help nie jy's 'n ryk jong man en jy ken al die skrifte in die Bybel, maar as die waarheid van God verbykom en sê volg God, skuif nader aan hom, dan sê ons nee, Jessie, dis te ek's ryk in die vorige seisoene. Ek wil nie weer arm word om weer ryk te word nie. Jy sien, dis waarheid kos jou rykdom, dat jy dit neerlê, dat jy 'n nuwe rykdom aanleer. Dis mooi. Dis so. Ja, het waarheid konfronteer, né? Iemand het eendag mooi gesê, en miskien ook net in 'n natuurlike prentjie, dat waarheid is soos 'n sandkorreltjie wat binne in die oesterskulp beland. Dan irriteer hy daai skulp in so 'n mate dat daai skulp skei of, hulle noem dit 'n bloed of 'n salvie af, wat hy om daai sandkorreltjie sit. Ja, dis soos hy huil mos. Hulle noem dit huil. Hy huil om daai sandkorreltjie. Dit vorm daai sandkorreltjie net 'n laagie dat hy minder seer maak. Maar hoe langer daai sandkorreltjie binne in daai oesterskulp lê, hoe meer waardevol word daai parel binne. Baie mooi. Daai irritasie bring eintlik waarde en rykdom. Ja, baie mooi, pragtig. Baie mooi. Dis so mooi. Dis so 'n mooi voorbeeld daai net. En verander eintlik sand in edelgesteente. Dis mooi. Ek bedoel dis wat ons is, nê. Ons kom uit sand, Adam, vleeswerk uit oor na hierdie geeswerke van goud, silwer en edelgesteente. En dan daai parel van waarheid moet ons nie vir die varke gooi. Ons moet dit veilig hou. Ons moet. En weet jy wat, Jake, parels kry eintlik regtig waarde wanneer hulle langs mekaar ingesit word. Om 'n nekke gehang word of in ore geplaas word. Hulle kom altyd in pare. Dis nie meer 'n ek alleen ding nie. Dis nou 'n ons ding, nê? Dis eintlik baie mooi. Perfekte manier om so aand af te sluit. Dankie Niels. As ons die volheid van dit bietjie, ek meen ons praat nie oor parels, maar as ons oor die volheid daarvan wil praat, nê. Dan dink ek maar net aan Openbaring 21 se stad en almal sy poorte is parels. Parels is waarheid. Dis al wat God se stad kan bou. Want Jesus sê dit, ek sal my kerk bou op hierdie openbaring van waarheid, van die waarheid van die tyd. God bou sy stad in waarheid. Ja, baie mooi.
Ja. Baie mooi. Dankie Sandra, dankie Niels vir 'n incredible gesprek. Beautiful. Niels, ek gaan vir jou vra om ons af te sluit Dankie. vanaand en dan sal ek die mense groet. Dankie. Vader, dankie. Dankie dat ons vanaand kan praat oor waarheid. En ek wil dit net vanaand in Jesus se woorde net weer 'n keer herhaal. Heilig ons in u waarheid. Ja. U woord is die waarheid. Ek wil vanaand bid, Here. Ek wil vanaand bid vir mense wat pareljagters is, wat waarheid wel soek. En miskien is die prys daarvan die uitdaging. Miskien is die moeilik van as ek hierdie waarheid gaan my eie maak, gaan die implikasies daarvan moeilik wees. Ja. Ek wil vir sulkes bid vanaand, want ek wil met my hele hart glo. Daar's opregte mense daar buitekant wat waarheid soek. Wat die Gees van God het en met dit waarheid wil soek. En ek wil bid vanaand, Here, dat die prys van waarheid en die implikasies wat daaruit gaan volg, nie vir ons swaarder sal weeg as die heerlikheid wat vanuit waarheid geopenbaar sal word nie. Die heerlikheid wat kom na vervolging. Want dan is dit 'n werk wat ek vir God doen en nie meer 'n werk wat God vir my doen nie. Waarheid begin die wiskunde verander in hierdie aarde. Waarheid rig my weer op sodat ek my lewe in waarheid vir God kan leef. So ek wil dit regtig bid vanaand, Here. Mag vanaand se woord wees soos om waarheid te ken en laat waarheid ons vrymaak. Ja, mooi. Kom maak ons vry, Here. Dis my gebed vanaand, dat ons u waarheid sal ken en dat die waarheid ons sal vrymaak. Ek dink aan Paulus wat so oor sy broer skryf daar in Romeine 10. Hy sê, "Jog, ek kan oor hulle getuig. Hulle het 'n ywer, maar sonder die regte insig, sonder die waarheid van die tyd." Here, dit help nie ons besig met godsdienstige aktiwiteite en ons het 'n ywer en ons wil siele wen vir die Here. Maar ons kan hom nie oprig in waarheid nie. Kom lei ons, kom leer ons die waarheid. Help ons om die waarheid te kan ken. Die waarheid ons kan vrymaak. Amen. Amen. Dankie dat julle saam geluister het. Jy kan ons kontak op infocus@cimcollective.org. En as jy hierdie gesprek geniet het, share dit met jou vriende en druk die subscribe knoppie as jy meer wil hoor. Die tyd is nou. Kom ons trek die skale reg.